Right, ons is hier by Agri HX. Ek praat met JD. Hy gaan my meer vertel. Kyk hier, nee, daar's Massey se nuwe 5M. Awesome trekker daai. Daar's sy ou boetjie, nee, die ou boet. Die ou boet, nie die groter een en die ouer een, nee. Ons check gou 'n bietjie wat is die verskil tussen hierdie twee. Wat kry jy nou by in hierdie nuwe trekker? En kom jy dalk net hier by hulle kom draai. Sien na toe kom. Kom luister. JD, hoe lyk dit? Goed met jou, Chubby. Nee, wat doodstil rustig. Eerste ding is, geluk met jou verjaarsdag. Dankie maar, ek waardeer dit. Luister hierso, mag dit 'n goeie jaar wees en dit is jou verjaarsdag geskenk as jy hierdie kamera gewen. Ja, dankie maar. Luister hierso. Verduidelik my gou hier agter jou. Ek dink julle is redelik opgewonde. Nuwe 5M. Gee my so vinnige oorsig, wat kry ek in die trekker? Ja, nee, die nuwe 5M, ons is baie opgewonde vir hom. Ons het baie nuwe goed in die 5M self, wat ons baie gaan toegee in die mark in. Ons hardloop nou op die common rail. Ons het bietjie meer 'n groot verskeidenheid waar ons kan hardloop tot op die 145 perdekrag trekkers met bietjie ekstra funksies, beter lifkapasiteite. So ons is trots op die trekkers wat ons nou gaan hê, wat in die veld gaan uithardloop. Okay, want kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie ene, nê. Ek wil net hierdie dis nou die 5-7X, dis nou die middelste ene, nê. En ek wil net laat ons net vir die ouens min of meer verduidelik, lekker sit hierdie son op 'n krap plek. Wat is die verskil tussen die twee? As ek dit nou reg het, jy die 4-7, nê, ene, en dan jy die 5-7 wat die middelslag is, hierdie ene, en dan die 6-7. Dis 100% so. Right. Aan hierdie kant wat hom nou replace is, die 4-7 bly, nê. 4-7 bly, 100%. Okay. Maar dan het ons die 5M 135, hy begin op 105, nê. Yes. En dis eintlik maar die 5-7 se is 'n replacement, Dis nê. hy, 100%. 105, 115 en van 125 tot by 145 is die 6-7 se replacement. Dis 100%, jy het dit net so reg. Ek het mooi geleer iewers het iemand my dit geverduidelik. Okay. So wat's dan die verskil tussen, kom ons noem dit die ou aan die 5-7 en die 6-7 se kant as ek dit nou oorbring na die 5M toe. Meaning wat's die verskil tussen van die 115 af versus die 135 wat dan nou hierso staan? Wat hulle gedoen het, hulle het bietjie die tegnologie op hom verander. Waar jy jou drafts en alles is jy nou elektronies bygesit. Ja. Waar jy nog die ou levers gehad het op die ou 5-7's en die 6-7's. So dit het hulle vir jou verander. Ons het aan die agterkant het ons ook bietjie meer bygesit. Ons het pompe ook verander. Yes. So ons het ook op die pompe verander. So waar ons nou meer kan op al ons trekkers hardloop is dan nou van jou 57 liter na jou 96 liter per minuut toe. So jy kan basies amper bietjie die verskille sien tussen hierdie twee waar jy jou isobus nou maar by het en dan jou vloei ook vervang het op hom. So wat jy my wil sê is hierso sit ek met 'n trekker wat baie meer ek neem aan hy's ottersteer hierdie ook hierdie ene. Ja, so ons kry hulle in verskillende klasse waar hierdie een is jou Deluxe. Dis jou heel hoogste klas, so jy sal sien ook hy het die cab suspension ook in en dan kom hy met sy GPS erbij. O, so gaan nog lekker ry ook. Kyk daai cool ding daarso. Yes, so jy weet vir 135 perdekrag trekker om actually cab suspension te hê, dit wil gedoen wees. Ja, die gemaklikheid in hom. Jy kan met 'n kleiner trekker meer reg kry. Hy skit meer. Nee. Okay, en dan sê gou vir my tussen as ek kyk na die 115 en die 135, is dit die wheelbase wat maar primêr verskil op hulle of is dit dieselfde platform van die trekker net die kilowatte wat verskil? Is maar meer, ons kry hulle in verskillende wheelbases, so ons het 'n langer wheelbase en ons het 'n korter wheelbase, afhangende van die behoefte wat jy gaan kry. So jy kan besluit. So jy kan hom so spesifiseer, ja. So jy kan hom in die verskillende klasse kry. So dit maak dit maar baie naby aan dieselfde tipe. As jy aan die gesigte van hulle sal kyk, sal jy sien hierdie een het hulle die ou look bygetrek waar jy ou trekkers bykry waar hierdie een jou gladder een bygetrek het. En dan ook waar almal mos maar in die groter trekkers wil jy mos voel, jy weet jy die Cybertooth look wat ons in hierdie trekkers ook ingetrek het om hom te verander. Baie daai gedeelte ook by. So jy kan 'n klein trekker ry en jy voel jy ry in 'n groot trekker. Nou kom ons check gou die binnekant, né? Spring sommer daar aan en wys my net. Yes, dis wat sê jy dis die Deluxe? Hierdie is die Deluxe, 100% reg, dis die Deluxe, ja. Right. En want ek sien sommer hy het klaar sy skermpie by daar. Ja, 100%. Jou GPS, alles is hier in jou Trimble stelsel. Kom klaar sommer in. Wat ons dan nou bygesit in hierdie trekker, so jou Deluxe kom ook met jou Dyna 4 radkas. Yes. En dan ook wat by is, het ons die brake to neutral ingesit hierso. En dan ook hy kom met die creeper gear by. Right. So jy het letterlik alles wie sê en wie wat hou ek van daai levers is sommer dis nog old school levers. Ja. Nee, ja. Ja, as old school levers, baie maklik nog dieselfde.
baie gemaklike goed om by te kom, ja. So die uitleg en daar is basically nog dieselfde en 'n wet clutch, né? Ja, fully wet clutch. So jou clutch is soos alles op jou vingerpunte waar jy moet werk. Ja, jou normale white clutch is maar net om hom aan die gang te kry om te start, ja. Op 'n skaal van 1 tot 15 of sê 1 tot 10, hoe opgewonde is jy oor die 5M? Nee, wel as jy sê 1 tot 10 sal ek gaan vir 15. Ek definitief opgewonde. Jy sien, nou het ek verkeerd gepraat. Dit was 1 tot 10 en hoekom is dit 15? Luister, hoe maak jy ouens as hulle trekker soek? Hulle skakel my asseblief, skakel ons, kom sien ons in Pietersburg of meer bekend as Bolokwane by TTS plant. Ons is in 9 Marmerstraat. Asseblief, kom sien ons daarso, Mys Ferguson. Ons verwelkom julle graag. Uitstekend, JD. Dankie baie. Right. 100%. So as jy Agri HX toe kom, trek vir jou Mys Ferguson uit en kyk 'n bietjie na hierdie 5M. Baie cool trekkertjie hierdie. Dis die wat van ons spys af. Tot volgende keer. Groete.